Goeiedag dames en heren en welkom by nog wiskunde in Afrikaans. Ons is besig met ons graad 10 reeks en ons is besig om te kyk na algebra, ons inleiding tot algebra en definities en reëls. Ok, in my vorige video het ek vir julle alles rondom produkreëls gewys. Produkreëls. Ok, en ek het vir julle gesê, produkreëls is maalsommetjies, nee, produk 3 maal 2, wat is die produk van 3 en 2 en 6, ok, 3 maal 2 is 6. Goed, so produkreëls was alles maalsommetjies gewees. En toe het ons gepraat en ons het iets gekry soos dit. Wat is 3 maal x of 3 maal met my onbekende plekhouer? Wel, as ek 1 plekhouer het en ek maal hulle met 3, dan moet ek mos nou 3 plekhouers hê. 3 van hulle, so dit word 3x, 3 plekhouers. Ok. En ons het ook gesê, goed, wat as ek dan nou x maal x het? Ok, as ek 2 van die plekhouers met mekaar maal, goed, en dis dan nou waar ons eksponentwette inskop, ons het dieselfde basis, so met ander woorde tel jy die eksponente by mekaar en dit word dan x kwadraat. Dit word x kwadraat, ok. So dit is van die produkreëls waarna ons gekyk het, ons het ook vir mekaar gesê, wat as ek 2x het en ek tel 3x by, met ander woorde, ek het 2 plekhouers en ek tel nog 3 van hulle by, hoeveel plekhouers moet ek dan hê, hoeveel x'e moet ek dan hê, dan moet ek mos 5x'e van hulle hê, 5 van hulle hê. Ok, goed. So dit was ons produkreëls gewees. Nou vandag gaan ons nou gaan kyk na plus sommetjies en minus sommetjies, nee, plus en minus. Ok, en ek sê vir myself altyd, dit is somreëls. Somreëls. So ons het produkreëls en ons het somreëls. Maar nou, met somreëls bedoel ek nou plus en minus somme, nee, plus somme en minus somme. Ok, en ons het so half een van hulle al beginne doen, een van hulle het jy al so 'n voorsmaakie voor beginne kry, hierdie enetjie wat julle gedoen het. Hierdie enetjie was een van ons eenvoudige soort somreëls gewees. Nou, die game verander so 'n bietjie wanneer ons somreëls doen. Ok, so ons moet nou baie mooi versigtig wees. So indien ons nou met algebra werk, met onbekendes, veranderlikes, nee, plekhouers, soos ek moes nou al verduidelik het. Indien ons met onbekendes werk, en jy sien 'n plus of 'n minus, dan moet jy nou mooi onthou, die game change nou. Dis nou nie meer dieselfde as maalreëls nie, as produkreëls nie. Produkreëls is eintlik die maklikste van die lot gewees, nee. Nou somreëls kry so 'n bietjie peper by, nee, so 'n bietjie spices by. Jy moet nou mooi onthou, en ek gaan nou vir jou verduidelik waarvan ek praat. Daar's 'n nuwe ding wat ons moet leer wanneer ons praat van somreëls. En dit is gelyksoortige terme. Ok. Nou, gelyksoortige terme, wat beteken die twee woorde? Ok, kom ons gaan kyk gou eers na die terme gedeelte. Nou onthou nou mooi, in my vorige video het ek vir julle sommer net so 'n arbitrære wiskundige uitdrukking gegee. Hy dalk so gelyk 3x kwadraat, kom ons sê plus 7x plus 10. Ok, min of meer so, dalk nou nie heeltemal presies so nie, maar is naby genoeg, nee. En toe het ek vir julle verduidelik, die terme in hierdie uitdrukking word deur 'n plus of 'n minus geskei. Kan julle nog onthou? Ok, as julle nou 'n bietjie vergeet het, gaan gou terug na die vorige video toe, dan gaan kyk jy gou weer, wat 'n term is, ok? Die 3 terme in hierdie uitdrukking word geskei deur die plusse en minusse. En daar is die 3 terme nou. Jy moet die teken bysit, nee, jy moet die plus of die minus bysit. Ok. Nou kom ons gaan kyk gou spesifiek net na hierdie 2. Hierdie ene en die ene. Die 3x kwadraat plus die 7x. Ok, die 10 kan ons nou eers los, want ons weet mos die 10 is 'n konstante. Die 10 is 'n konstante, hy bly 10, maak nie saak wat met hom gebeur nie, wat met die uitdrukking gebeur, die 10 bly 10. 10 kan nie sommer 11 of 12 word nie, nee, so dis die konstante. So ons los dit gou eers. En ons gaan kyk nou net na 3x kwadraat en 7x. Nou, kyk mooi. Hierso is nou 'n plus. Tussen hierdie 2 is 'n plus. So nou het ek 'n term, en ek weet nie wat die waarde van die term is nie, want daar's 'n onbekende, daar's mos nou 'n plekhouer, en die plekhouer kan enige waarde aanneem, maar ek weet nie wat dit is nie, so ek weet nie wat die term is nie. En hier is nog 'n term met die plekhouer in, met die onbekende in, maar ek weet ook nie wat hy is nie, nee, want ek weet nie wat die plekhouer is, ek weet nie wat is x nie.
X is nou nog onbekend aan my. Nou, hoekom kan ek nie sommer nou hierdie term en hierdie term by mekaar gaan plus nie? Hoekom kan ek nie nou gaan sê, dit is 10x kwadraat nie? Ok, dit werk nie so nie. En hier kom ons nou uit. Dit is nou die nuwe reël wat jy nou moet leer. Wanneer ons met plus en minusse werk, wanneer dit somreëls is, dan mag ons net gelyksoortige terme by mekaar tel of van mekaar aftrek. Jy mag net gelyksoortige terme plus of minus. Ok, dis die reël, dis wat die reël sê. Nou, hoe weet ek wanneer is iets gelyksoortige terme? Daar's 2 kriteria wat jy moet weet. Die eerste ene is, dit moet dieselfde plekhouer wees. Dit moet dieselfde letter wees. Ons gebruik mos letters vir plekhouers, nee. So dit moet dieselfde letter wees en of dit moet dieselfde eksponent hê. Dieselfde eksponent. So dieselfde letter en of dieselfde eksponent. Nou kom ons gaan kyk gou na 'n paar voorbeelde. Kom ons vat weer hierdie eerste ene wat ons gehad het. 2x plus 3x. 2x'e en ek sit nog 3 by en dit gee vir my 5x'e. Hoekom kan ek hierdie 2 terme by mekaar geplus het nou? Ok, want 2x en 3x is gelyksoortige terme. Ok, nou kom ons pas die 2 kriteria toe. Kom ons gaan kyk gou wat bedoel ons daarmee. Het ons dieselfde letter? Ja, hier is 'n x en hier is 'n x. So ons het dieselfde letter. Het ons dieselfde eksponent? Ja. As daar mos nou niks hier so staan nie, beteken dit mos daar's tot die mag 1. En selfde hier ook, tot die mag 1. So ek het dieselfde letters, x'e, en ek het dieselfde eksponente. Albei se eksponent is 1. En as ek daai 2 kriteria het, as ek hulle saam het, dan eers mag ek goed by mekaar plus. Dan mag ek goed by mekaar plus of minus. Ok. Gelyksoortige terme hoef nie te tel wanneer ons maal of deel nie. Ekskuus tog, net maal. Vergeet verdeel nou eers. Ons gaan later na deel kyk. Gelyksoortige terme hoef nie te tel wanneer ek maalsommetjies het nie. Want ek maal sommer net die goed met mekaar. So, indien ek sou gehad het 2x maal 3x, dan werk dit so. Ek maal die syfers met mekaar, 2 maal 3 is 6, en ek maal die letters met mekaar, in hierdie geval is dit x kwadraat. So, 2x maal 3x is dieselfde as 6x kwadraat. Maar, wanneer jy met 'n somreël werk, plusse of minussomme, dan moet jy moet, luister nou mooi, jy moet kyk vir gelyksoortige terme. En dan eers mag jy gelyksoortige terme by mekaar plus. Kom ons doen 'n ander voorbeeld. Wat is 3x kwadraat plus 7x kwadraat? Wat is dit? Ok, nou kom ons gaan kyk gou-gou. Ons sien, ons het 'n plus sommetjie. Ok, daarom weet ons nou, onmiddellik, ons moet gelyksoortige terme gaan soek. Dis nie 'n maalsom nie, dis 'n plus-minus som. So ons moet gaan kyk vir gelyksoortige terme. En hoe weet ons wanneer is goed gelyksoortig? As hulle dieselfde letter het en dieselfde eksponent het. Ok, so in hierdie geval het ek dieselfde letters? Ja, ek het 'n x en 'n x. Ek het dieselfde letters. Het ek dieselfde eksponent? Ja, ek het 'n 2 en ek het 'n 2. Ek het 'n kwadraat en ek het 'n kwadraat. So, yes, ek het gelyksoortige terme, want ek het dieselfde letters en ek het dieselfde
eksponente. So daarom kan ek nou sê, en kyk nou mooi hoe werk dit nou. Ek het 'n x kwadraat, 3 van hulle, kan julle sien? 3 van hulle, 3x kwadrate, en ek tel nog 7 van dieselfde x kwadrate by. Nog 7 van hulle tel ek by. So met ander woorde, ek het 3 waterlemoene, en ek tel nog 7 waterlemoene by. En dan het ek 10 van daai waterlemoene, of 10x kwadrate. Ok, so in hierdie geval, as dit gelyksoortige terme is, dan dink aan hierdie hele ding as 'n waterlemoen. Dink aan daai hele ding as 'n waterlemoen. Ok, en dan kan jy vir jouself sê 3 waterlemoene plus 7 waterlemoene gee vir my 10 waterlemoene. Nou kom ons kom terug hiernatoe. Hoekom kan ek nie hulle by mekaar getel het nie? Ok, so as jy nou mooi kyk, dan gaan jy nou vir my sê, meneer, ja, hulle is nie gelyksoortige terme nie. En daarom kan ek hulle nie by mekaar tel nie. So al wat ek doen is, ek los dit net so. Ek los hom. Daar's niks wat ek met dit kan doen, ek los hom net so. Hoekom is dit nie gelyksoortige terme nie? Ja, ek het dieselfde letter, ek het 'n x en 'n x, maar ek het nie dieselfde eksponent nie. Want hier is 'n kwadraat, maar die x se eksponent is mos 1, maar die x is 'n 1, nee. So die 2 is, en die 1 is nie dieselfde nie. So kan hulle nie by mekaar tel nie. En kyk nou gou hoe dink ons daaroor. Ek het 3 waterlemoene en 7 appels. Ek het 3 waterlemoene en 7 appels. En as ek hulle by mekaar tel, wat het ek? Nog steeds net 3 waterlemoene en 7 appels. Kan julle sien? Ok? Kan julle sien? So met ander woorde, jy moet gaan kyk vir gelyksoortige terme wanneer ons somreëls gaan doen. Wanneer ons sommetjies het met plusse of minusse in. Ok, en ek sê weer, as dit produkreëls is, anything goes. Jy kan enigiets met enigiets maal. So jy hoef dan nie te worry oor gelyksoortige terme nie. Maar sodra jou oog daai plus of daai minus vang, sodra jou oog dit vang, dan weet jy, ok, right, wag eers. Moenie inspring nie, kyk eers mooi, ek soek gelyksoortige terme. Ok, so kom ons gaan doen gou vinnig 'n paar voorbeeldjies. Kyk nou saam met my. Kom ons gaan kyk gou na die volgende. Kom ons vat 3x kwadraat plus 7xy minus 12x minus x kwadraat plus 5xy plus 10x minus 17. Ok, dis nou 'n lang som, nee. Maar ek maak nou hierdie lang som om nou vir julle mooi te wys. Nou sê ek vir julle, vereenvoudig. Met ander woorde, maak dit eenvoudiger, maak dit kleiner, maak dit makliker om te lees. Want daar staan 'n klomp terme, nee, daar's 'n klomp terme. So kom ons gaan kyk gou vinnig, wat doen ons? Voor ons nou enigiets begin uitwerk, is daar nou gou 2 goedjies wat ek julle wil wys. Die eerste ding is, kan jy sien wat die terme in hierdie uitdrukking is? Hoekom is dit 'n uitdrukking? Want hier is nie 'n is-gelykanteken aan nie. Daar is nie 'n is-gelyk aan nie, so is net 'n uitdrukking. Ek vergelyk nie 'n linkerkant en 'n regterkant met mekaar nie. Ek doen dit nie. Ok, so is net 'n uitdrukking. So kom ons gaan kyk of ons kan sien wat die terme in hierdie uitdrukking is. My eerste term is 'n positief 3x kwadraat. My tweede term is 'n plus 7xy. So wat staan hier? So hierso staan 7 maal x maal y. 7 maal x maal y. Onthou nou mooi, ek het vir julle gesê, as ons nou algebra begin doen, soms maak ons 'n puntjie tussen die syfers en die letters, maar soms nie. Nee? Later raak ons oë so gewoond daaraan, ons weet sommer net 7xy beteken 7 maal x maal y. Ok. Die derde term in hierdie uitdrukking is minus 12x. Ok, jy moet die teken onthou, jy moet die minus gedeelte onthou, dis belangrik. Die vierde term is minus x kwadraat. Die vyfde term is weer 'n plus of 'n positief 5xy, dan het ons weer 'n positief 10x en ons het laaste 'n negatief 17, 'n minus 17. So ek sê nou weer, dames en here, 'n term
word geskei deur 'n plus of 'n minus. Nie 'n maal of 'n deel nie, onthou mooi. 'n Term word geskei deur 'n plus of 'n minus. Dis die eerste belangrike ding wat jy nou moet sien. Die tweede belangrike ding wat jy nou hier moes raak gesien het is, jene, ek het 'n plus en minus som. Sien julle? Plusse en minusse. Plusse en minusse. Ek het 'n plus en minus som. So as jy in jou oog sien algebra en plus en minus somme, dan weet jy, ek moet nou eers gaan kyk vir gelyksoortige terme. Vir gelyksoortige terme. En wanneer is hulle gelyksoortig? As hulle dieselfde letters het en dieselfde eksponente het. Ok, so kom ons gaan kyk nou gou na hierdie uitdrukking van ons. En ons gaan kyk watter terme is gelyksoortig. Nee, het ons gelyksoortige terme en watter van hulle is gelyksoortig. So nou sê ons, kom ons vat my eerste term. Ek het 'n x, ja, en ek het 'n kwadraat. So ek het 'n letter x en die eksponent is 2, ek het 'n kwadraat. Het ek nog letter x'e met kwadrate by? Yes, hierso is ene. Daar's ons nog 'n letter x en daar's nog 'n kwadraat. En wat van nog? Nee, ek het niks verder nie. So met ander woorde, ek kan hierdie twee terme by mekaar gaan sit. So ek kan hê 3x kwadraat en nou raak die teken belangrik. Jy moet die teken saambring. Minus x kwadraat. So daai twee terme is nou gelyksoortige terme, so ons hou hulle of sit hulle by mekaar. Ok, kom ons gaan kyk na die volgende. Wat het ons nog? Hier het ek twee letters, 'n x en 'n y. So, het maak nie saak hoeveel letters daar is nie, maar die letters en die eksponente moet dieselfde wees. Letters en eksponente. So, hier het ek twee letters en elke een van hulle is mos tot die mag 1. As daar niks staan nie, dan beteken dit mos hy is tot die mag 1. So, ek het 'n x en 'n y wat met mekaar maal tot die mag 1. Wat het ek nog van dit? Waar het ek nog van dit? Het ek, ok, sien julle, hier is ook 'n x en 'n y en hulle is elke een ook tot die mag 1. So daai twee, die ene en die ene is gelyksoortige terme. So ons kan hulle by mekaar gaan sit. Nou bring ek die hele term met sy teken en al af. Plus 7xy en die kant het ek plus 5xy. Daar het ek nou daai twee terme by mekaar gesit. Wat is volgende? Kom ons kyk wat het ons oor. Net 'n x. Ek het 'n x tot die mag 1 hierso. Ok, het ek nog iewers 'n x tot die mag 1? Ja, daar's net 1x en hy is tot die mag 1. So met ander woorde, hierdie ene en die ene is gelyksoortige terme. En ek bring nou die hele term met sy teken af, so dit raak minus 12x plus 10x. Ok, so nou het ek het nou hom gehad, ek het met hom gedeel, ek het met hom gedeel en hom, ek het nou met hom gedeel en ek het met hom gedeel. So al wat vir my oorbly is hierdie laaste term, die konstante waarde van minus 17. Dis al wat vir my oorbly. Goed, so nou het ek my gelyksoortige terme saam gegroepeer en nou weet ek, nou mag ek hulle by mekaar tel. Nou mag ek dit doen. So, as ek 3x kwadrate het, ek het 3 van hulle, ek het 'n x kwadraat, maar ek het 3 van hulle, en ek vat 1 weg, hoeveel x kwadrate het ek oor? Net 2. So ek het net 2x kwadrate oor. Net 2 van hulle, nee. Ek het, kyk hierso, ek het 3 waterlemoene, en ek vat 1 waterlemoen weg, hoeveel waterlemoene het ek oor? 2 waterlemoene. Ok, maklik nee, glad nie moeilikie. Sodra jy kan sien watter terme is gelyksoortig, dan sit julle by mekaar en easy peasy trek ons hulle vir mekaar af. Wat van die volgende ene? Hier het ek 7x eie. Nou die x eie is 'n ding op sy eie. Ek het 7x eie, ek het 7 van hulle. En ek sit nog 5 by. Hoeveel x eie het ek dan? Ok, dan het ek mos nou 12x eie, nee. Ek het 7 en ek sit nog 5 van hulle by. Dan het ek mos nou 12x eie. En positief plus 12x eie. So, ek het 7 pineappels en ek sit nog 5 pineappels by. So, hoeveel pineappels in totaal het ek dan? 12 pineappels. Kan julle sien hoe dink ons dan, hè? En onthou nou mooi,
Dis wanneer ons met plus en minus sommetjies werk. Plus en minus sommetjies werk. Ok. Die volgende ene. Ek het 12, sorry, kyk nou mooi. Ek het minus 12x'e. Ek het minus 12x'e. En ek sit 10 by. Hoeveel van hulle het ek nou? Wel, ok, wat is minus 12 plus 10? Dis mos minus 2, nee. Minus 12 plus 10 is minus 2. So met ander woorde, ek het minus 2x'e. Ek het minus 12 appels, en ek gaan sit 10 appels by, so hoeveel appels het ek oor? Minus 2 van hulle. Nou wat van die 17? Wat nou van hom? Wel niks nie, daar is nie nog 'n ander konstante getal nie. So, ek kan niks met die 17 doen nie, so die 17 kom net so af, en hy bly staan net so hieronder. Nou kyk nou wat ons gedoen het. Hier in die begin het ons 'n vreeslike lang som gehad, met 'n klomp terme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terme. En ons het ons gelyksoortige terme toegepas, en ons het hom vereenvoudig, ons het hom gereduce na 1, 2, 3, 4 terme toe. Ok, sien julle wat ons gedoen het? So ons het die sommetjie eenvoudiger gemaak vir onsself om te kan lees en te kan verstaan. Ok, en dis dit, ladies and gents, dis dit. Dit is my somreëls. So, weer eens, baie belangrik, wanneer ons met algebra werk, en jy sien 'n plus of 'n minus, dan moet jy onmiddellik gaan dink daaraan, ek moet gaan kyk vir gelyksoortige terme. En soms is daar gelyksoortige terme, en soms is daar glad nie gelyksoortige terme nie. Ok, so dan kan jy kan soms iets doen, maar soms kan jy nie iets doen, en as jy nie iets kan doen nie, dan los jy dit net so. Alright, dit help jy wil 7 appels en 2 piesangs by mekaar tel, en 'n mengsel van die 2 of iets kry, of so iets nie, nee. Behalwe as jy nou in die regte lewe vrugte slaai maak, maar jy kan nie syfer slaai, jy kan nie wiskunde slaai maak, ongelukkig nie, jy kan hulle nie opchop en by mekaar in 'n bak gooi en lekker eet nie. Ok, nee, ek speel sommer net. Jy moet gaan kyk vir gelyksoortige terme wanneer ons met plus en minus sommetjies werk. Alright, goed. Nou, kom ons gaan vat dit nou 'n stappie verder. En ons gaan gooi nou alles wat ons so ver geleer het van produkreëls en somreëls. Ons gaan gooi nou daai twee saam. Nou, iewers in graad 8 of graad 9 het jy iets geleer van die kommutatiewe eienskappe of die distributiewe eienskappe van syfer. Kan julle dit nog onthou? Right, so vaag weg, maybe, so vaag weg, maybe, ja, nee. Ok, dit maak nie saak, ek gaan julle in elk geval nou weer wys. Kom ons gaan kyk nou wat kry ons wanneer ons nou ons produk en ons somreëls saam met mekaar voeg. Ok, so en ons gaan dit doen nou stap vir stap. So kyk nou mooi, werk nou mooi saam met my. Kom ons begin met 'n ietsie eenvoudig. Kom ons sê ons het 2 plus 3 en wat is dit? 2 plus 3 weet ons is 5. 2 plus 3 is 5. Baie eenvoudig, right? Easy peasy. Goed, so haal lekker diep asem, ons gaan eenvoudig begin en ons gaan hom geleidelik moeiliker maak en moeiliker maak, maar jy sal verstaan al die pad. So ons het 'n 2 plus 3 en dit gee vir my 'n 5. Nou, gestel nou ek wil hierdie 2 plus 3. Ek wil dit maal met 'n 4. Ek wil dit maal met 'n 4. Ok, so nou weet ons dat binne in die hakie het ek mos nou 'n 5, so eintlik wat ek mos nou hier het is 4 maal 5, en dit is mos nou eintlik 20. 4 maal 5 is 20. Ok, maar, ons kan ook die volgende gedoen het. Ons kan gesê het, vat die 4 wat buite die hakie staan, en maal dit met alles wat binne in die hakie staan. Met ander woorde, as ons nou gehad het 4 maal die 2, dan is nou 4 maal 2, plus die 4 maal met die 3. En kyk nou wat kry ons nou. 4 maal 2 is mos nou 8, en 4 maal 3 is 12, en dit gee vir my 20. Ok, nou onthou nou mooi, jy moet jou volgorde van bewerkings hier toepas. Ek weet nie of julle kan onthou vir BODMAS nie. BODMAS. Nee,
of dalk ken jy dit met 'n ander naam, maar dit werk so eerste hakies, dan werk jy jou wortels of jou eksponente uit, dan is dit deel, dan is dit maal, dan is dit minus of plus en dan is dit minus, plus en dan is dit minus. So jy moet nou hierso jou BODMAS reëls toepas, jou orde van bewerkings. So jy moet eerste jou male gedoen het, eerste gemaal het en laaste geplus het. So met ander woorde 4 maal 2 is 8 en 4 maal 3 is 12 en dan kan ek dit by mekaar plus. Ok, dan kry ek 20. Nou kyk nou mooi, ek kry dieselfde antwoord. So met ander woorde, as ek sê 4 maal met 2 plus 3 wat binne die hakie staan, dit is dieselfde as om te sê, ek vat die 4 wat buite die hakie staan en ek maal dit met alles wat binne die hakie staan. Kan julle sien? So dit is dieselfde as 4 maal 2 plus 4 maal 3. Ok, nou werk het so. Ons gaan sê nou vir mekaar, ek weet nou nie wat die syfers is nie. Ok, ek het dit nou gevergeet. Ek weet nie wat die syfers is nie, maar ek weet hoe om die som te doen. So nou, wat is nou doen? Dieselfde as die vorige keer, is ons gaan sit vir ons plekhouers in. Ons gaan sit nou vir ons plekhouers in. So kom ons gestel, ek weet nie wat die 4 is hier. Ek weet nie wat dit is hier. Ok, so die 4 gaan vervang ons met 'n plekhouer. En ons gaan sê nou, dit raak nou x maal met 2 plus 3. X maal met 2 plus 3. En as ons nou ons BODMAS reëls gaan toepas, in hierdie geval, in hierdie spesifieke geval, dan sou ons dalk nou eers die hakie uitgewerk het, 2 plus 3 is 5, so dit sal dan nou dieselfde gewees het as x, onthou daar staan x maal met die hakie, onthou dit is nou wat daar staan, x maal met die hakie, alright, en dit sal nou dieselfde gewees het as x maal met 'n 5, en as ek dan nou 'n x het en ek maal hom met 5, dan het ek mos nou 5x'e, ok, so dit is wat nou sou gebeur het indien ons nou ons BODMAS reëls toegepas het. Nou ons kon dit hier gedoen het, want dit is nog redelik eenvoudig gewees, nee. Nou, kom ons pas hierdie reël eerder toe, kom ons gebruik daai manier. So nou sê ons, om hierdie uitgemaal te kry, om daai som uitgemaal te kry, nee, eenvoudiger te kry, makliker te kry, vat ek dit wat buitekant die hakie staan, en ek maal dit met whatever binne in die hakie staan. Ok, so nou kry ek die volgende. Ek kry nou hierso, 'n x maal met 'n 2 is mos nou 2x, en die x maal met die 3, of maal met 'n positief 3 is mos nou 3x. Die x maal met die 3 is 3x. En kyk nou wat het ons nou. Nou het ek weer 2x'e plus 3x'e, so ek het 2 van hulle en nog 3 van dieselfde goed, 2 appels en 3 appels, en dit gee dan weer vir my 5 appels. Ok, en weer eens, die 2 is dieselfde. Ok, so wat is nou die belangrike punt hierso? Onthou nou, ons is besig om die produkreëls en die somreëls saam met mekaar te voeg, nee. Ons maak dit nou in die algemeen, ons gaan kyk nou na al die voorbeelde van produk en somreëls. Ok, so die eerste reël waarna ons nou gaan kyk, is hierdie ene. En dit sê, wanneer ek 'n onbekende, of wanneer ek 'n syfer het, of het nou onbekende syfer, of het nou 'n plekhouer is, en of het nou 'n syfer het, wanneer ek dit met die hakie maal, dan maal ek dit uit deur alles wat buite die hakie staan, te maal met alles wat binne in die hakie staan. Ok, so dis die belangrike reël, dis wat ons nou doen. Nou kom ons gaan kyk gou na die volgende. Ons het mos gesê, ons weet nie wat die 4 is nie, so sê nou maar, ek weet ook nie wat die 3 is nie. Dis 'n ander plekhouer, die 3 is nou 'n ander plekhouer. So nou het ons die volgende, x, wat ek nie weet nie, maal met 2, plus, en ek gebruik nou 'n ander plekhouer, 'n ander syfer, y. Ok, so nou wil ek dit uitmaal. Ok, nou wat sê die reël? Kyk nou mooi. Die reël sê, alles wat buite die hakie staan, maal ons met alles wat binne in die hakie staan. Ok, nou sê nou maar ons wou BODMAS gedoen, kom ons backtrack net gou so 'n bietjie. Sê nou maar ek wil binne in die hakie die som gedoen het. Nou sien ons mos nou mooi, onthou nou mooi, net soos ons nou net gesê het. Nou sien ons mos nou, ek het 'n plus. Sien julle daar is 'n plus. So met ander woorde, ek moet gaan kyk vir gelyksoortige terme. Nee, onthou julle wat ons nou net gesê het. As jy 'n plus of 'n minus sien, moet jy gelyksoortige terme gaan soek.
Nou het ek binne die hakie gelyksoortige terme. Nee, ons het nie. Ons het nie gelyksoortige terme nie. Ons het net 'n 2 en ons het 'n y. Ons het nie dieselfde letters of dieselfde eksponente nie. So ek kan nie binne in die hakie gaan uitwerk nou nie. Ek moet dit nou net so los. Al wat ek nou kan gaan doen is om alles buite die hakie te vat en dit te gaan maal met alles binne in die hakie. En as ek dit dan nou doen, dan kry ek die volgende. X maal 2, as ek 'n x het en ek maal hom met 2, dan het ek mos nou 2x'e. En nou het ek 'n x maal met 'n y, en in my vorige video het ons gesê, dit raak net xy. Ok, hoekom plus xy? Want dit is 'n positief y. So x maal met 'n positief y gee net vir my xy. Ok, en daar het ons nou ons reël toegepas. Alles binne die hakie het ons nou gemaal, alles buite die hakie het ons nou gemaal met alles binne die hakie. Alright, nou, kom ons gaan gooi nog 'n bietjie spices by. Kom ons gaan kyk nou na die volgende. Ons begin weer met 2 plus 3. Ons begin weer met dit. Nou, ek gaan nou nie weer uitwerk, ons weet nou dis 5. En toe het ons gesê, ok, ons wil dit maal met 'n 4, so dan maal ons alles buite die hakie, maal ons met alles binne die hakie. Maar nou wil ek dit nie net met 'n 4 maal nie. Ek wil iets by die 4 tel. So nou wil ek hê dit moet wees 4 plus 1. En ek wil hierdie 2 hakies met mekaar maal. Nou weer eens, ek hoef nie maal daar te skryf nie. Ek hoef dit nie daar te skryf nie. As ek vir jou sê, hierdie hakie, en ek skryf direk aan die kant om die ander hakie, dan beteken dit, ek maal hulle met mekaar. Ek hoef ook nie 'n punt daarin te sit nie. As ek 2 hakies langs mekaar het, 'n hakie en nog 'n hakie, dan outomaties beteken ek maal die 2 hakies met mekaar. As ek hulle wil geplus of geminus het, of gedeel het, dan sou ek sou daai simbole ingesit het. Ek sou 'n plus ingesit of 'n minus of 'n deel. Maar as daar niks is nie, dan beteken dit ons maal hulle met mekaar. Ok. Nou kom ons gaan kyk nou wat gebeur hierso. Eerstens gaan doen ons gou-gou ons BODMAS berekeninge. Eerste. So nou het ek 2 hakies wat ek maal. En my BODMAS berekeninge, nee, my volgorde of orde van bewerking sê ek moet eers die hakies uitwerk. So in hierdie hakie het ek nou 5, 4 plus 1 is 5, en in hierdie hakie het ek nog 'n 5. So ek het 5 maal 5, en dit is dan 25. Ok, nou, hier is die tweede reël, van wanneer ons nou ons produkreëls en ons somreëls saamvoeg, ons produk en ons somreëls. Die eerste ene was, onthou nou mooi, hierdie was my eerste reël gewees. Alles buite die hakie maal ek met alles binne die hakie. Maar as ek nou 2 hakies het, dan het ek nou 'n nuwe volgorde. En ek het 'n wiskunde meneer gehad toe ek op skool was nog, en hy het vir my geleer emil. Ok. Nou, dalk leer jou juffrou vir jou 'n ander volgorde, 'n ander rympie, maar maak die saakies dieselfde rympie. Ok. Nou, hoe werk emil? Ok, so kom ons gaan kyk nou na elke lettertjie in hierdie volgorde. Die E van emil staan vir eerstes. So dis die eerste een in hierdie hakie, en ons maal dit met die eerste ene in die ander hakie, so die eerstes. Ok. En die eerstes is so 4 en 2, so met ander woorde, as ek 4 maal 2 het, dan het ek mos nou 8. 4 maal 2 is 8. Ok. Die vir emil staan vir middelstes. Nou middelstes verwys na die middelste 2 syfers. Die middelste 2 syfers wat ek met mekaar maal. Ok, sien julle, hulle staan so half in die middel. Daar is maar so 4 syfers, soos die 2 in die middel. Ok, en dis 'n 1 en 'n 2, en 1 maal 2 is net 2. Die U van emil staan vir uiterstes, nie die buitenstes, die uiterstes. En in hierdie geval is dit 'n 4 en 'n 3, ok? So ek gaan maal die uiterstes, die buitenstes met mekaar. En 4 maal 3 is dan 'n 12. En die laaste ene, die L van emil, staan vir laastes. So die 1 en die 3 is die laastes. So die eerstes was mos so die 4 en die 2, en die laastes is die 2 en die 3. Ok, en 1 maal 3 is dan net 3. Ok,
En as ons dan nou alles mooi netjies bymekaar gaan tel, 8 plus 2 is 10, en as ek dan nog 'n 12 bysit, dan kry ek 22, en as ek net 3 bysit, dan kry ek weer 25. Dan kry ek weer 25. Ok, so nou hierdie 25 en hierdie 25 is dieselfde. So dit beteken dat hierdie metode van Emil is 'n metode wat ons kan gebruik om hakies uit te maal. Om hakies met mekaar uit te maal. Nou kom ek gou weer terug na die reëls toe, nee, die byvoeging van produkreëls en somreëls. In die eerste geval het ons gesê, as ek net een ding, ietsie buitekant die hakie het, as ek net een ding het, wat ek doen is, ek maal dit met alles binne die hakie, ok, want ek kan nie die hakie uitwerk nie. Ek weet nie wat binne die hakie is nie. Daar is nie gelyksoortige terme of niks nie, so kan dit nie uitwerk nie. Ok, so, my reël is, alles buite die hakie, maal ek met alles binne die hakie. Nou hierdie een is my tweede reël. So wanneer ek 2 hakies het, 2, wat ek met mekaar wil maal, dan gebruik ek vir Emil. Ok, nou kom ons gaan gooi nou bietjie spices nog weer by. So ons sit nou nog peper, ons sit chilies by, ons gooi woestersous by, nee, ons spice het lekker op, ons maak af ons 'n lekker breedie. Ok, kom ons gaan sê nou vir mekaar. Ek weet nie wat die 4 is nie, net soos ons hierso gemaak het, ek weet nie wat die 4 is nie, en ek weet nie wat die 2 is nie. Ok, so ons gaan gebruik nou onbekendes, onbekende syfer, letters, onbekende plekhouers in hulle plekke. So ons verander hom nou dat hy so lyk. X plus 1 maal met y plus 3. Ok, so kom ons gaan sê nou vir onsself. Hoe sal dit werk as ek wil BODMAS gebruik? Hoe sal dit wil werk as ek wil gaan kyk na my orde van bewerkings? Nou weer eens, die eerste ding wat ons moet raak sien is, ons het 'n plus in hierdie hakie, en ons het 'n plus in daai hakie. Nou, as ons oë die plus vang, onmiddellik, dan dink ons aan gelyksoortige terme, onmiddellik. As jou oog 'n plus of 'n minus vang, een van daai twee vang, dan dink jy onmiddellik aan gelyksoortige terme. Nou kom ons kyk, is hier in hierdie eerste hakie, is daar gelyksoortige terme? Nee, daar is nie. Daar is net 'n x en 'n 1. Daar is nie dieselfde letters nie, daar is nie dieselfde eksponente nie. So ek kan nie dit wat binne in hierdie eerste hakie staan, ek kan nie dit by mekaar tel nie. Dit moet net so bly. Dieselfde met die tweede hakie ook. Daar is ook nie gelyksoortige terme nie. Daar is net 'n y en 'n 3. So kan hulle ook nie by mekaar tel nie, so dit moet ook net so bly. Maar ek wil die hakie uitmaal. Ok, ek wil hom uitmaal, sodat dit vir my beter kan lyk. So nou, wat doen ons? Ons gaan gebruik vir Emil. Ok, Emil of die rympie wat jou juffrou dan nou vir jou verduidelik het by die skool. Maar in my kop sal dit altyd vir altyd Emil bly. So kom ons gaan doen daai som. Kom ons gaan kyk nou. E staan vir eerstes. Eerstes is x maal y. En x maal y is net xy. Die x maal met die y is net xy. Alright, easy peasy. Die M staan vir middelstes. Middelstes. 1 maal y, as ek net 1 maal y het, dan het ek net 1 y, so dit raak net 'n y, 'n plus y. Ok, julle met my so ver. Nog nie moeilikie, nee, nog nie moeilikie. Die U staan vir uiterstes, hierdie twee, die buitenste twee, die uiterstes. En dis x maal 3. X maal 3. En dit is mos dieselfde as 3x. So ek het 'n x, en ek maal hom met 3, so hoeveel x het ek dan? 3x. Ok. En die L staan vir laastes, dis die 1 en dis die 3, so 1 maal 3 is dan net 3. En as ons nou gaan kyk na hierdie uitdrukking, of hierdie gedeelte van die vergelyking, is daar gelyksoortige terme wat ons by mekaar kan tel? Nee, daar is nie. Daar is nie gelyksoortige terme nie, so hy bly staan net so. Ons los vir hom net so, ons het die hakie uitgemaal. Ok, nou kom ons gaan kyk gou na 'n baie spesiale geval. Dis nou die laaste ding vir vandag. Ons gaan nou weer 'n geval hê waar ons twee hakies met mekaar wil maal. Dis nou, ons gaan weer so 'n geval hê. Ok. En in die eerste hakie het ons nou 'n onbekende plekhouer x, kom ons noem dit x plus 3,
En in die tweede hakie het ons dieselfde onbekende plekhouer x plus 1. Kom ons sê dis wat ons het. En nou wil ons dit uitmaal. Ok, so onthou nou mooi, hierdie is 'n spesiale geval. Ons sal nou later terugkom na hierdie spesiale geval toe, maar ek gaan dit nou solank vir julle nou wys, sodat julle solank 'n voorsmaakie kan kry daarvan, nee. Nou sien ek het 2 hakies, binne in die hakies is nie gelyksoortige terme nie, so kan hulle nie uitwerk nie. Alright, so nou weet ek moet nou my e-mil patroontjie, my e-mil formuletjie gaan gebruik. Nou as ek hom uitmaal, eerstes, x maal x is x kwadraat. Middelstes, 3 maal x is 3x. Uiterstes, 1 maal x is maar net x. En laastes is 3 maal 1 en 3 maal 1 is maar net 3. Nou wanneer ons na hierdie gedeelte gaan kyk van die vergelyking, dan merk ons op, ons het 2 gelyksoortige terme. Kan julle sien? Hierso het ons 'n x en hierso het ons 'n x. En elkeen is tot die mag 1. Sien julle? Sien julle? So daai 2 is gelyksoortige terme. Dus mag ek hulle bymekaar tel. So nou het ek het my x kwadraat en ek het nie nog 'n gelyksoortige terme wat 'n x kwadraat is nie, nee. Ek het nie nog een en dit is net een van hulle, so ons skryf hom neer. Nou het ek 3x'e plus nog 'n x. 3 appels plus nog 'n appel en ek het dus dan daarso 4 appels, 4x'e. En die laaste een wat oorbly is die 3. Daar's niks wat ek met die 3 kan plus nie. Nee, ek het nie nog 'n konstante waarde of enigiets nie. OK. Dit gee nou vir ons 'n vergelyking wat in hierdie vorm staan. X kwadraat plus 4x plus 3. Nou, indien ons 'n wiskundige uitdrukking of 'n vergelyking het wat meer as een term het, dan noem ons dit, kyk mooi, ons noem dit 'n polynoom. 'n polynoom. OK, 'n polynoom. So, hierdie ene het 3 terme. So hy's 'n polynoom. OK. En hierdie spesifieke formaat, hierdie spesifieke manier hoe hy nou lyk, noem ons 'n 3-term. 'n 3-term. En 'n 3-term het 'n baie spesifieke shape wat so lyk. OK. So vir nou wil ek hê jy moet die woord 3-term onthou. So jy moet nou onthou, as ek 2 sulke hakies het wat ek moet uitmaal. In die een hakie het ek x plus 3 'n plekhouer plus ietsie en in die ander hakie ek het dieselfde plekhouer plus nog ietsie. As ek hulle uitmaal, dan kry ek 'n 3-term. OK, dan kry ek 'n uitdrukking of 'n vergelyking wat lyk soos 'n 3-term. OK, so vir nou onthou net dit. OK. Nou, hierdie was nou weer 'n langerige videoetjie gewees, maar baie dankie dat julle saam met my gekyk het. OK, ons het nou baie nuwe konsepte en baie lekker konsepte rondom die produkreëls en die somreëls van algebra gedoen. En die belangrike ding wat jy vandag geleer het, of moes geleer het, was gelyksoortige terme. En hoe werk dit? Wanneer ek algebraiese vergelykings of uitdrukkings het met 'n plus of 'n minus in, dan moet ek altyd heel eerste vir gelyksoortige terme gaan soek. Gelyksoortige terme. En hoe weet ek wanneer is 2 goed gelyksoortige terme? Hulle het dieselfde letters en hulle het dieselfde eksponente. En as dit so is, dan mag ek hulle bymekaar tel. As hulle nie so is nie, mag ek hulle nie bymekaar tel nie. OK. En dan het ons nou vandag ook gaan kyk na hakies. OK, wat maak ons as ons hakies kry? Hoe maal ons die hakies uit? OK. Daar's nog 'n paar ander voorbeelde van hoe ons hakies uitmaak. In 'n volgende video sal ek saam met julle 'n klompie lekker voorbeelde uitwerk waarin ons al hierdie terminologie sommer lekker oefen. Alright, en dan gaan jy nou sommer goed sien hoe dit werk. Okay, right, ons brand dan sommer daai kennis lekker in jou breins vas sodat dit daar bly vir ewig. Baie dankie dat julle saam met my gekyk het. Ek waardeer dit vreeslik baie. Like en subscribe, vertel julle vriende al daai lekker dingetjies. Ek sien vir julle almal in my volgende video en julle moet almal mooi bly tot dan. Bye bye.